Shalom, shalom, goeiemôre mense, van my kant Frik Weideman en welkom by my bakkie boodskap op hierdie pragtige maandagoggend. Mense, dis regtig vanoggend vir my voorreg om sommer so uit my voertuig uit met jou te kan gesels voor die dag en voor die week begin, dat ons lewens kan reflekteer, veral in lyn met Vader se woord. Nou mense, ek wil gou iets met jou deel. In die week het ek 'n groepie mense bedien en ons tema was gewees die koninkryk van die hemele en hoe Vader ons kan gebruik in sy koninkryk. En hier kom toe 'n vraag na my toe van iemand wat vir my sê, Frik, jy ken my nie. Jy weet nie wat ek gedoen het nie. Jy weet nie waarmee ek besig was nie, maar ek is 'n sondaar per excellence. My maat, ek het groot gegaan in sonde. En ek is 'n mislukking. En ek is 'n verwerpeling. En ek voel net, ek maak nie die great nie. Hoe op aarde kan Vader my gebruik in sy koninkryk? Waar pas ek in? Waar pas ek in? Nou moet ek hierdie persoon antwoord. Ek sê, Abba, nou moet jy my help. Abba, hier my gees bid ek, en Abba kom lê woorde in my mond, en ek sê vir die persoon, weet jy, Vader gebruik juis mense wat stikkend is, mense wat sondaars is, mense wat swak is. Hy gebruik juis hulle wat deur die lewe gekom het, wat nie weet watter kant toe nie. Hy gebruik juis daai mense, weet jy hoekom? Hy wil sy krag in ons swakheid openbaar, sodat omstanders wat jou ken, mense wat jou ken kan sê, maar hoe kon dit met jou gebeur het? Wat maak jou so spesiaal? Maar weet jy wie kan hy nie gebruik nie? Hy kan nie 'n kwoter gebruik nie. Iemand wat opgee, iemand wat sê, ja, ek gaan dit doen, maar ek kom net so helfte van die tyd of helfte van die reisies en daai persoon gee op. So daarom kan jy nie vanoggend opgee nie. Jy kan nie opgee op die lewende God nie. Jy kan nie opgee op sy woord nie. Jy het te ver gekom om nou te quit en hom om te draai. Hy wil jou gebruik in sy koninkryk. Staan op, staan uit vanoggend op hierdie pragtige maandagoggend en sê, Vader, ek is hier. Ek maak my gees oop. Kom in, gebruik my in u koninkryk. Mense, kan ek gou iets vir jou sê. Al is jou mure verbrand, al is jou poorte stikkend, al is jou toekoms in die weegskaal, Abba kan jou gebruik. Moenie opgee nie. Don't quit. En die woord kom en die woord sê, bemoedig jou deur sy woord. Hoe doen ek dit? Gaan lees asseblief Efesiërs hoofstuk 5 hier vanaf vers 17. Praat met jouself. In wat? In die boek van Psalms. Gaan bemoedig jouself. Mense, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan in my lewe, ek hoef nie altyd die antwoorde te hê nie. Ek hoef nie altyd reg te wil wees nie. Ek sit net partykeer en sê ek, Abba, ek ervaar ek gaan nou deur 'n moeilikheid en ek ervaar die omstandighede. En ek het nie antwoorde en ek het nie advies vir myself nie. So daarom dink ek, dis oukei. Dis oukei waardeur ek gaan. Dis oukei wat ek nou beleef en ervaar. Want u woord sê, u sal my nooit begewe, u sal my nooit verlaat nie, al gaan ek nou deur my storm. Mense, ek wil gou dit sê, as 'n volger van Meester Yeshua, beteken nie, jy's gevrywaar van angstigheid en bekommernis en vrese nie. Jy's nie gevrywaar nie. Inteendeel, menigvuldig is die aanvalle van die regverdige, maar uit elkeen sal ons hemelse Vader my en jou uitred. Maar weet jy waarvoor is ek versigtig? Ek is versigtig vir die super geestelikes. Alles reg, altyd reg. Ek is versigtig vir dit. Want alles is nie altyd reg nie. Alles is partykeer deurmekaar. Chaos, oorlog, tsunamies, hurricanes in ons lewens. En dan is dit oukei om te sê, Abba, ek is swak. Ek weet nie wat om nou te doen nie. Ek weet nie wat se besluit om te neem nie. Maar Abba, help u my. Rig my. Ek sê partykeer vir Abba, Abba, dis nie reg waardeur ek gaan nie. Abba, dis nie reg wat nou gebeur nie. Ek is versigtig vir die skriffietjies wat deurkom nie. Jy moet so bid en jy moet dit doen en jy moet dat doen nie. Daai super geestelik is. Soms sit net stil. Voel net. Ervaar net waardeur jy gaan en sê net, Abba, ek het nie die regte advies nie, ek het nie die antwoorde nie. Ek weet nie wat nou te besluit nie, ek weet nie wat nou te doen nie. Ek wil ook nie voorgee wie ek is nie. Ek wil ook nie voorgee alles is oukei en dan is dit nie oukei nie. Ek wil ook nie soontoe gaan nie. Help my, rig my, lei my. Ek weet nie wat jy vandag deurmaak nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie, maar jy kan nie quit nie. As jy gebruik wil word in sy koninkryk, al is jy 'n sondaar, al is jy 'n mislukking, al is jy 'n verwerpeling, al is jy gevul met vrees en met 'n skuldgevoel en met al hierdie goed wat ons nie wil hoor en wat ons nie wil beleef nie, al is jy vandag gevul met angs en bekommernis en met vrese, dis oukei. Is oukei.
Ek het nie die antwoord vir jou nie. Ek het nie die regte advies vir jou nie, maar een ding weet ek. Vader het. So waarvoor jy vandag kan bid, vir hierdie week wat voor lê, bid om te sê, Abba, geef my gees om vasberade deur te druk in hierdie week. Abba, help my, dat ek in volharding sal wandel in die woord, dat ek die woord nie sal neersit nie, dat ek my gebedslewe nie sal neersit nie, maar ek weier om te kook. Ek weier om te quit. Ek weier om te draai en weg te hardloop. Ek weier om te retireer, ek gaan nie. Ek staan vas. Ek staan vas soos 'n kiewit langs 'n teerpad en dan kom 'n 18-wheeler verby en net die vlerkies maak so, maar die kiewit move nie. Vader, gee my daai gees van vasberadenheid. Gee my daai gees om te volhard tot die einde. En as dit jy is vandag, Vader kan jou gebruik in sy koninkryk. So staan op. Staan uit, trek jou skouers terug. Kyk hierdie wêreld in hierdie oë. Kyk vandag maandag in die oë. Kyk môre, Dinsdag en die res van hierdie week in hierdie oë. En teen die einde van die week op Sabbat, dan kyk jy terug en sê jy, wow, dis net die hand van die lewende God. Jy kan nie op 'n mens vertrou nie. Geen mens is perfek nie. 'n Mens gaan jou teleurstel. 'n Mens gaan jou belieg. 'n Mens gaan jou gebruik en jou uitspoeg. En dan gaan hulle jou verwerp. Daarom kan jy nie staat maak op die mens nie, maar maak staat op die geestelike arm van die lewende God. En hy sal jou deurdra in jou moeilikste uur. Dis oukei. Dis oukei waardeur jy nou gaan. Abba, ek het nie die antwoorde nie, ek is swak. Dis reg my kind. Deur my krag, deur my inspraak van my Ruach, my Heilige Gees, sal ek jou sterk maak. Kom ons bid hierdie week vir mekaar. Gees van volharding en 'n gees van vasberadenheid. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap. Mag die vrede van Skepper, lewende God met jou wees. Shalom.